Goeiemôre, dit is Saterdagoggend en ek groet jou in die liefde naam van Jesus. Baie welkom. Miskien is hierdie vanoggend, soos die Engelsman sê, 'n wake-up call. Miskien is dit die boodskap wat u vanoggend moet hoor. En mag die Gees van die Almagtige God hierdie saak in jou hart bevestig vanoggend. Mag jy dit eers hoor in jou verstand, maar mag dit nie daar toegesluit wees nie. En mag dit direk beweeg na jou hart. En mag hierdie hart wat dalk in steen verander het, in klip verander het, omgesit word deur Jesus liefde en die Gees se bediening in 'n vleeshart. Ek wil vanoggend vir jou sê, voel dit nie soms? Jy glo. Jy glo in die woord van die Here. Maar soms kom die sonde en dit lyk so maklik. En jou oë is verblind vir die waarheid. Maar jy sien die sonde raak. Want weet jy wat, die sonde is baie makliker. Die stap in die woord is heel wat moeiliker. Maar weet jy wat, soms laat ons toe dat ons sinne verdoof word. Die sinne van die waarheid, die sinne van die Seun van God. Lees jy jou Bybel? Ja, jy doen. Glo jy dat die Seun van God Jesus Christus is? Ja, jy doen. Maar soms is daar iets anders wat klop. En weet jy, die wêreld is so hard daar buite. Soos die Engelsman sê, die klatter in jou lewe kom soms so groot tevoorskyn. En soms klop dit net harder in jou gedagtes, in jou hart, as die woord, want jy self besluit om die woord af te keer. En dis waar ek wil uitkom vanoggend. Soms lees ons die logos woord, die woord wat opgeskryf is. Maar weet jy wat? Ons gaan nooit op ons knieë en ons mediteer nie op hierdie gedeelte in die woord of hierdie verse nie. En so kan die Heilige Gees dit nooit in ons hart bevestig nie. Want ons stel nie regtig belang nie. Ek wil vir u gedeelte lees uit Johannes 3 vers 36 en ek wil dit graag in die Engelse woord vir u uitlees, want dit spreek net soveel meer in my hart vanoggend. And he who believes in, has faith in, clings to, relies on the Son, Jesus, has now possesses eternal life. But whoever disobeys is unbelieving toward, refuses to trust in, disregards, is not subjected to the Son, will never see or experience life, but instead the wrath of God abides on him. God's displeasure remains on him. His indignation hangs over him continually. Weet jy wat, ons kan nie sê ons is kinders van die Here, maar op die einde van die dag wil ons nie die woord in ons lewe doen nie. Ek wil vir nog 'n gedeelte lees uit John 8 vers 24 en dit sê die volgende: That is why Jesus, told you that you will die under the curse of your sins. For if you do not believe that I am He who I claim to be, if you do not adhere to, trust in, and rely on me, Jesus, you will die in your sins. Jy sal sterf in jou sonde. Mag hierdie boodskap vanoggend vir jou die weg deel om jou gedeelte wat jy vanoggend lees te sê, Here,
Ek lees hier die woord. Gees van God, breek dit vir my oop. Laat toe dat die woorde wat ek moet ervaar uit die boek uitspring in my hart in. Dit is my gebed ook vanoggend, dat hierdie woord vir jou 'n oproep sal wees om jou lewe reg te maak, om jou rug op sonde te draai en die waarheid te volg, omgord jou met die waarheid en die swaard in die linkerhand wat die woord en die gees is, en hou altyd die skild van geloof op teen die brandpyle van die Satan. Ek is Pastoor Gary, brood en water, 5 minute woord, seëngroete. En ek sê weer vir jou, Jesus is baie lief vir jou. Amen.